Ek kom net van 'n besoek af van 'n ouer paar wat so 4 maande ouer babietjie het, 'n dogtertjie. En ek het net weer na hierdie klein weerlose kind gekyk en gedink, wat het sy nodig in die lewe? Wat het sy bo alles nodig? En toe het ek teruggedink aan die seën in Numeri waarna ons verlede week gekyk het. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplef en vir jou vrede gee. En ek het gedink, maar dis wat sy nodig het. Sy het daardie seën nodig. Sy het nodig om geseën te word. Nie net deur God nie, natuurlik bo alles deur God, maar ook deur mense wat haar in God se naam veilig hou, wat haar beskerm. Mense wat haar klein weerlose lewe omring met hulle sorg, sodat sy sekuriteit kan hê, sodat sy veilig kan wees. Sy het mense nodig wat met vreugde na haar kyk. Want hoe moet sy vreugde vind in haarself en in haar lewe, as niemand in haar vreugde vind? So sy het mense nodig wat sy gesig skyn oor haar, en wie se vreugde in haar 'n weerspieëling is van God se vreugde. Sy het mense nodig wat haar raak sien, en wat omgee, wat van haar word. Mense wat regtig vir haar wil vrede gee, die vrede van weet, ek word raak gesien, ek is belangrik. Dis wat God vir ons gee in die seën. Dis wat ons vir mekaar gee, en dis wat sy nodig het. Nou gaan ons luister na 'n paar gedeeltes uit Matteus, waar Jesus praat oor die koninkryk en oor kinders. En een van die gedeeltes gaan daaroor dat Jesus die kinders seën, maar het gaan ook daaroor dat sy disippels in die pad staan, dat sy disippels het amper wil verhinder. En dis waaroor ek met jou wil praat. As God in sy koninkryk ons kinders so seën, wat kan ons doen wat dalk kan maak dat ons dit verhinder, dat ons in die pad staan van seën? En hoe kan ons middele wees, of die mense wees deur wie God ons kinders seën? Maar kom ons luister eers na die evangelie, Matteus 18 vers 1. In daardie tyd het die disippels na Jesus gekom en gesê, wie is nou eintlik die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Hy het toe 'n kindjie nader geroep, om tussen hulle laat staan en gesê, Amen, ek sê vir julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Wie homself dus gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie een so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. Wie een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dis vir hom beter dat 'n maalklip van 'n donkie om sy nek gehang word en hy wegsink in die dieptes van die see. En dan so 'n bietjie verder in vers 10 sê Jesus, pas op dat julle nie neersien op een van hierdie kleintjies nie, want ek sê vir julle, dat hulle engele in die hemel voortdurend die aangesig van my Vader in die hemele aanskou. Dan in die volgende hoofstuk 19 vers 13 lees ons van hoe Jesus die kindertjies seën. Toe is kindertjies na Jesus gebring, sodat hy hulle die hande kon oplê en vir hulle bid, maar die disippels het hulle berisp. Jesus het egter gesê, laat die kindertjies begaan en moet hulle nie langer verhinder om na my te kom nie, want die koninkryk van die hemele behoort aan mense soos hulle. Hy het hulle toe die hande opgelê en daarvandaan vertrek. Dit bly vir my 'n moeilike ding om te verstaan hoekom die disippels vir Jesus so moeilik verstaan. Jesus praat duidelik. Hy sê vir hulle, hierdie kindertjies, die koninkryk is vir hulle. As julle nie soos die kindertjies word nie, sal julle nie die koninkryk ingaan nie. Wie die kindertjies ontvang my. Wie die kindertjies verwelkom my. So Jesus praat baie duidelike taal. Hy sê vir hulle, in die koninkryk is kinders belangrik, en die koninkryk met kinders ontvang word met oop arms. As jy vir Jesus wil ontvang, dan moet jy kindertjies ontvang. Dis tog baie duidelik. En net daarna kom mense met hulle kindertjies en hulle wil hê Jesus moet die kindertjies seën, Jesus moet vir die kindertjies bid, en dan wil die disippels dit keer, waarskynlik omdat hulle dink Jesus het belangriker dinge om te doen. Vir hulle is Jesus die een wat koning gaan word, hy's op pad Jerusalem toe, hulle dink hulle is besig van hierdie groot beweging wat die wêreld gaan verander, en Jesus gaan koning word, en hulle gaan sy ministers word, en dan is daar nog nie tyd en plek om kindertjies te seën nie. Dit is 'n mors van baie kosbare tyd. Dit is nie 'n hoë punt op hulle agenda nie.
Maar dit beteken dat hulle Jesus se agenda glad nie verstaan nie. Dat hulle dit wat hy sê oor die koninkryk en oor kinders hoegenaamd nie begryp nie. Want Jesus het gekom om kinders te seën. Hy het gekom juis vir dit wat hy hier doen, om kinders te bid, of vir die kinders te bid en hulle hande op te lê. Om die waarheid te sê, as ons wil verstaan wat Jesus bedoel wanneer hy ons leer om te bid, laat die koninkryk kom, en laat u wil geskied in die hemel net so op aarde, kan ons ook 'n prentjie daarvan kry in Matteus 18 en 19. In Matteus 18 praat Jesus oor die kleintjies, en daarmee bedoel hy kindertjies verseker, maar ook ander mense wat oor die hoof gesien word, wat as onbenullig beskou word, onbelangrik. En dan sê hy hierdie boeiende ding wat ons net nou saam gelees het, hulle engele in die hemel aanskou voortdurend die aangesig van my Vader in die hemele. Nou, die aangesig van God, dit het ons mos nou in Numeri 6 gehoor, dis God se teenwoordigheid waardeur God ons seën. So die engele is soos boodskappers wat as dit ware die lewe van hierdie kleintjies voor God bring. En God reageer deur sy aangesig oor hulle te laat skyn. God reageer deur te seën. Dis Jesus se manier om te sê die kleintjies, die kinders ook, word in die hemel geseën. Nie noodwendig op die aarde nie. Want op die aarde is daar kinders wat nie mense het wat hulle raak sien nie, wat nie mense het wat met vreugde na hulle kyk nie, wat nie mense het wat hulle veilig hou nie. So daar kan 'n situasie wees waarin 'n kind in die hemel deur God geseën word, maar waarbinne mense op aarde nie seën nie. Maar wanneer Jesus in Matteus 19 die kinders hier op aarde seën, wanneer hy vir hulle die hande oplê en vir hulle bid, omdat die ouers hulle gebring het, dan is God se wil besig om te gebeur, soos in die hemel, so ook hier op aarde. Dit wat God in die hemel doen, gebeur in dit wat Jesus doen hier op aarde, wanneer hy vir die kinders bid, en wanneer hy die kinders seën. Wanneer ek 'n kind seën, wanneer ek vir 'n kind tot seën is, wanneer ek 'n kind veilig hou, wanneer ek vir 'n kind met vreugde aankyk, met liefde aankyk, wanneer ek 'n kind raak sien en vir 'n kind omgee, dan gebeur God se wil hier op aarde net soos in die hemel. Dan gebeur met daardie kind wat God wil hê met daardie kind moet gebeur. Dan doen ek vir daardie kind wat God wil hê vir daardie kind moet doen. En dan kom die koninkryk in daardie verhouding aan. Al is dit op 'n onvolmaakte manier, op 'n menslike manier, maar iets van die koninkryk word sigbaar waar ons kinders seën. En dit maak dit so moeilik om te verstaan dat die disippels in die pad gaan staan, dat hulle verhinder dat die kinders gebring word om geseën te word. Nou het ek al vroeër gesê, ek sukkel om te verstaan hoekom die disippels so moeilik verstaan, maar ek dink ons sukkel net so om regtig te verstaan, om dit wat Jesus sê ernstig op te neem en hart toe te vat en dit te lewe, ook teenoor ons kinders. So ek wil praat oor 'n belangrike vraag. Hoe kan ek dalk in die pad staan van God se seën? Hoe kan ek verhinder dat God se seën deur my vloei na 'n kind toe? Want seën is iets wat moet vloei, na my toe, maar ook deur my en deur my ook na kinders toe. En hoe kan ek dit dalk verhinder? En ek wil net 3 goed noem. Die eerste is, ek dink dat baie keer is ons kompeterende gees en die manier waarop ons vanuit daardie kompeterende gees kry, kyk na mense en kyk na kinders, is 'n manier waarop ons die seën by ons kinders steel. Matteus 18 begin waar die disippels vir Jesus vra, wie is nou eintlik die belangrikste in die koninkryk van die hemel? En Jesus weet baie goed, dis nie sommer so 'n algemene vraag dat hulle nou so 'n gawe teologiese debatjie wil hê oor wie nou die belangrikste is nie. Hulle wil weet, maak ons dit? Is ons deel van die belangrikes? En later gaan ons lees hoe Jakobus en Johannes stry oor wie van hulle twee nou in die ereplekke gaan kom, en hoe die ander disippels dan kwaad is, omdat hulle eintlik in die ereplekke wil wees. So die disippels sit met hierdie kompeterende gees. En die oomblik wat jy 'n kompeterende gees het, dan beteken dat jy begin dink jy moet oor alles kompeteer. Kyk, daar is mos nou goed waar dit goed is om te kompeteer. Dit is goed om kompeterend te wees, sê nou maar in sport of seker tipe goed, daar's niks fout mee nie. Maar as 'n kompeterende gees jou totaal oorvat, dan begin dink jy moet ook kompeteer vir jou plek in die koninkryk. Jy moet kompeteer vir die beste plek in die koninkryk. Met ander woorde, jy begin dink jy moet kompeteer vir God se seën. Jy moet kompeteer vir God se liefde, jy moet kompeteer vir genade, jy moet kompeteer vir vrede. En as ons op daardie manier na die lewe kyk,
dan begin ons ook dink, maar kinders maak dit eintlik nie, want hulle kan nie kompeteer nie, hulle is nie kompeterend nie, hulle voeg nog nie eintlik waarde toe nie, hulle is nog nie belangrik nie. En dan kan ons kinders begin beskou as eintlik van minder waarde as ons wat nou kompeterend is wat kan wen. Of anders kan ons kinders druk om te kompeteer en ons kinders laat verstaan, maar hulle moet kompeteer vir ons goedkeuring, hulle moet kompeteer vir ons liefde, hulle moet kompeteer vir ons aanvaarding. Nou die oomblik wat ek, sê nou maar vir my kind, of vir enige kind wat met my te doen het, waar ek in 'n posisie van gesag met daardie kind is, dat ek vir daardie kind die gevoel gee, jy moet kompeteer vir my aandag, jy moet kompeteer vir my liefde, jy moet kompeteer vir my goedkeuring, jy moet kompeteer om waarde in my oë te hê. Dan gee ek eintlik vir die kind die boodskap, dit is hoe die lewe werk. En dit is eintlik dan hoe ek dink die koninkryk werk, soos die disippels dink, dis hoe die koninkryk werk. Iemand moet die belangrikste wees, wie gaan dit wees? En dan verhinder ek die seën van die Here. Want ons hoef nie te kompeteer om die seën van die Here nie. Die Here gee dit vir ons as 'n geskenk. En so, ons ontvang die geseën van die Here uit genade. Ons ontvang die seën van die Here omdat hy ons wil seën. Ons ontvang dit uit sy goedheid, nie omdat ons dit verdien nie. En dis hoekom Jesus dan sê, ons moet, as ons wil belangrik wees in die koninkryk, moet ons gering word soos 'n kind. Met ander woorde, ek moet op daai punt kom wat ek besef, ek gaan maar soos 'n kind in die koninkryk in. Net omdat ek is. Net omdat God my lief het. Nie omdat ek een of ander prestasie of sukses het nie. Nie omdat ek gewen het, een of ander kompetisie gewen het nie. Maar dood eenvoudig, omdat ek 'n mens is, wat deur die Vader gemaak is, 'n mens is vir wie Christus sy lewe neergelê het, 'n mens is vir wie die Heilige Gees uitgestort. Ek en daardie kindjie, ek en die kleintjies van die lewe, gaan op dieselfde voet in die koninkryk. En daar's nie 'n ander manier om in die koninkryk in te kom nie. En dink net wat 'n wonderlike ding kan ons dan vir ons kinders sê. Ons kan vir ons kinders sê, my kind, jy moet oor baie dinge kompeteer in die lewe, en jy gaan nog oor baie dinge kompeteer. Maar vir my liefde, vir my goedkeuring, vir my aanvaarding, hoef jy nooit te kompeteer nie. Jy hoef nooit vir God se te kompeteer nie, want God seën jou. Dis die eerste ding. Ons staan in die pad van God se seën, wanneer ons 'n kompeterende gees het, en wanneer ons dink ons moet kompeteer vir die goeie dinge wat God vir ons gee. Die tweede ding wat Jesus noem, is dat ons, in plaas daarvan om die kinders te help om te loop op die pad van die lewe, dat ons hulle kan laat struikel. En jy laat 'n kind struikel, wanneer jy iets aan hom doen, wat hom laat twyfel, of wat haar laat twyfel daaraan, dat ek God se mens is, wat deur God geseën is, en wat vir God belangrik is. Wanneer ek op 'n manier optree, wat daardie kind se waarde in God misken, en wat op die ou en daardie kind behandel, op 'n manier, wat uiteindelik die kind self laat twyfel, en wat die kind miskien dan ook dinge laat doen, wat hy nie sou gedoen het, as hy besef het, maar ek behoort aan die Here, ek behoort nie aan myself. Daar's baie dinge wat ons kan doen, om 'n kind te laat struikel. Jy kan 'n kind misbruik, jy kan 'n kind mishandel, dis die ekstreme voorbeelde, maar jy kan ook 'n kind aanhoudend verneder, beledig, afkraak, jy kan 'n kind ignoreer, jy kan 'n kind liefdeloos en koud behandel, jy kan 'n kind miskyk en nie raak sien. Daar's baie maniere waarop ons optree, wat uiteindelik, in plaas daarvan dat ons die kind leer om saam met ons te loop in die lig wat van God se liefdevolle aangesig oor ons skyn, dat ek my kind struikel, en bring ek hy kind tot 'n val, dat hy die kind nie meer voel, maar ek is God se mens, wat in God se wêreld lewe nie. En Jesus is baie kras hieroor. Trouwens, een kommentaar wat ek gelees het, sê Jesus klink amper soos 'n maffiabaas, wat hy wil, vir iemand wat so iets doen, wil hy 'n meelsteen om die nekpunt en in die diepsee aangooi. Jy weet, soos daai grappies van die maffiabaas wat die ou se voete in 'n blok sement sit en hulle in die water gooi. Jesus is doelbewus kras hieroor, want hy sê dat as jy 'n kleintjie op hierdie manier, 'n weerlose mens op hierdie manier laat struikel, op hierdie manier hulle geloof in God se goedheid, en op hierdie manier hulle geloof in hulle eie waarde laat verloor, dan moet jy eintlik self ook maar die gevolge daarvan dra. Dit bring my by die derde manier. En dit klink amper 'n bietjie meer onskuldig. Om 'n kind te laat struikel klink erg, en Jesus se reaksie is ook erg. Maar Jesus sê, moet ook nie op die kleintjies neersien. Neersien beteken nie noodwendig dat ek nou dink jy is heeltemal niks nie of so. Neersien beteken, weet jy wat, ek dink jy is minder as ek.
Ek is op 'n hoër posisie, jy is op 'n laer posisie. Jy is van minder waarde as ek. So in plaas daarvan dat ek jou raak sien, sien ek op jou neer. Of ek kyk jou mis. En dit beteken dat ek jou belange nie in ag neem wanneer ek dink oor die lewe nie. En ek dink hoe maklik gebeur dit. Hoe maklik ontwerp ons 'n wêreld waarin kinders nie raak gesien word nie, waarin kinders nie gehoor word nie, waarin die belange van kinders nie ernstig opgeneem word nie. En ons doen miskien nie aktief skade aan daardie kind nie. Maar ons gee tog vir die kind die boodskap deurentyd deur, jy tel eintlik nie. Ons is die mense wat tel, ons is die mense wat belangrik is, maar jy tel eintlik nie. En Jesus sê, as ons neersien op mense, kan ons mos nie God se seën, die seën wat van God se aangesig deurstraal, want God wil deur ons wys dat hy hulle raak sien. Maar as ek nie my kinders of ander kinders raak sien nie, regtig raak sien nie, dan beteken dit, ek kan ook nie vir daai kind regtig tot seën wees nie. So dis maar 3 maniere, ek dink daar's nog baie ander, waarop ons die seën van die Here kan verander. Ek glo dat God se seën vloei na elke kind toe. Ek dink nie daar is iets soos 'n kind wat gebore word, wat nie deur God in die hemel geseën word nie. Die probleem is, ons mense is baie keer nie die kanale waardeur God se seën na die kinders vloei nie. Ons is baie keer soos die disippels, die mense wat in die pad staan. So miskien is dit die eenvoudigste ding wat God van ons vra om te doen. Kom net uit die pad uit, dat my seën deurvloei. Dat my seën na jou toe vloei, maar dat dit ook deurvloei na die kinders, sodat jy vir die kinders tot seën kan wees en hulle in jou kan sien, dat hulle werklik geseënde mense is. Want dit gaan al die verskil maak in hulle lewe. Amen. Ek gaan nou vir jou seën, of jy nou groot is en of jy klein is, en of jy belangrik is en of jy onbelangrik is. En of mense na jou opsien en of mense op jou neersien. Ek gaan jou seën en vir jou sê hoe God na jou kyk. En ek gaan vir jou vra, vat hierdie seën in die geloof. Sê vir jouself, dit is hoe God na my kyk. En gaan, en as jy 'n kind sien, kyk ook so na daardie kind. Wees 'n kanaal vir God se seën in die lewe van daardie kind. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here vir jou glimlag in liefde en vir jou sy genade gee. Mag die Here jou in die oog hou, waar jy ook al gaan, en vir jou sy vrede gee. In Jesus naam. Amen.